In die Griekse mitologie is daar hierdie storie wat ons kry van Sisyphus. Hy was die stigter en die koning van Korinthe gewees, dis in Griekeland. Hy was 'n baie aanmatigende, arrogante tipe van mens en die gode kon dit nou nie vat volgens die stories nie. En hulle uiteindelik straf hulle hom, stuur hom na die onderwêreld en hy kry hierdie taak. Hy moet 'n groot rots teen 'n opdraande opstoot en is met groot moeite wat hy dit doen. En dan wanneer hy amper bo is, dan rol daardie rots terug al die pad tot waar hy begin het, dan moet hy teruggaan, en dan moet hy weer daardie rots opstoot tot bo, net voor hy bo kom, daar rol hy daardie groot steen weer terug. So gaan hierdie proses aan en aan en aan, dit gaan aan tot in ewigheid. Dis sy vergeefsheid van amper daar, ag nee, te vergeefs. Probeer weer te vergeefs. Ek dink sy straf beskryf baie mooi wat baie mense voel oor hulle lewe. Daardie sin van alles wat ek doen is te vergeefs. Niks werk uit nie. Ek sukkel my boegel om enigiets gedoen te kry en niks wil werk in my lewe nie. Daar's 'n baie moeilike beginsel in Psalm 101 en 127 na in die eerste 2 verse. Dan gaan ons uit die Nuwe Lewende Vertaling lees en dit kom van Salomo en al sy wysheid. Waar hy dit baie duidelik vir ons wil maak, sonder die seën van die Here op jou lewe, rus daar hierdie groote vergeefsheid waarmee jy sit. Hy sê, as die Here die huis nie bou nie, is die bouer se arbeid te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wagte te vergeefs. Te vergeefs werk julle so hard. Van vroegoggend tot laat nag, soos julle soeg om te bestaan. Maar vir hulle wat hy liefhet, vir hulle wat God liefhet, gee hy dit vir hulle in hulle slaap. 3 keer in hierdie 2 versies kom die woord te vergeefs voor. Wanneer mense daaroor gaan dink, is seker een van die mees tragiese woorde in die Woordeboek, te vergeefs. Jy weet, daar's daardie pessimisme wat kleef van die woord. Te vergeefs beskryf teleurstelling. Te vergeefs lei tot terneergedruktheid. Dit roep 'n beeld op van daar was mooi ideale, maar is verpletter. Dit beteken daar was inspanning gewees om iets te maak werk, alles te verniet, of alles verniet. Daar was hierdie groot verwagtings gewees, maar alles eindig in mislukking en in hartseer. Salomo gebruik hier in die eerste vers van Psalm 127 'n beeld wat ek dink ons goed kan verstaan, en dis om 'n huis te bou. Hy sê as die Here die huis nie bou nie, is die bouer se arbeid te vergeefs. Wat hy eintlik daarmee sê is, die Here se seën nie op 'n onderneming rus nie, kan dit nie suksesvol wees nie. In die kort termyn mag dit dalk lyk of dit suksesvol is, of dit finansiëel winsgewend is, maar oor die lang termyn gaan 'n mens op daardie punt kom wat jy besef, maar miskien is ek in terme van finansiële of vanuit 'n finansiële oogpunt suksesvol, maar in my gees, in my hart is ek leeg. Hierdie ding kom my nie tevredenheid gee nie, hierdie gee my nie vervulling nie. En baie keer is dit nie eers 'n finansiële sukses nie op die lang duur in elk geval nie. Jy het God se seën nodig op jou lewe of dinge voel te vergeefs en is te vergeefs. En jy weet, die ander beeld wat hy daar gebruik, en dis miskien nou vir ons 'n bietjie moeiliker om te verstaan. Jy weet, ons het hierdie massiewe metropolitaanse gebiede waar dit is net stedelike gebiede en dit hou net aan, voorstede en dit hou net aan en dit hou net aan. Partykeer ek val hier in New South Wales, as jy by Sydney kom, voel dit vir jy ry vir 2 ure deur die stad en dit bly net stad. Maar in die Bybelse tyd was dit anders geweest. 'n Stad het 'n muur omgehad en die stad was binne daardie muur geweest, en dan was daar wagte op die mure wat moes uitkyk vir die vyand, wat alarm moes maak as daar gevaar kom. So almal is binnekant daardie stad. En Salomo kom en hy sê, daar kan die beste wagte wees. Maar as die Here die stad nie bewaak het, dan
dan help al daai wagte nie. En so het mense in die geskiedenis gesien dat stede ingeneem is, al was daar wagte gewees. En dan kom Salomo hierso met 'n geweldige stelling wat hy maak. Hy sê, te vergeefs werk julle so hard van vroegoggend tot laatnag, soos julle swoeg om 'n bestaan te maak. Nou, die ou Afrikaanse vertaling sê, te vergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet. 'n Tipiese Joodse idioom om te sê, man, jy werk so hard, maar is te vergeefs. So kenmerkend van baie mense se lewens, so besig, so verskriklik besig, maar so onvervuld soos kan kom, so gefrustreerd soos kan kom, sit met hierdie gevoel van, weet jy, dinge is net nie vir my die moeite werd nie, die lewe is nie vir my die moeite werd nie, ek is nie suksesvol nie, jy weet, so min harmonie in my gesin, so min voorspoed in my werk en in my finansies, so min sekuriteit, so ek dink aan my veiligheid of onveiligheid, so besig, so baie hartseer, so baie mislukking, so baie teleurstelling. Dis nie God se wil vir jou nie. As ons mooi gaan kyk na die woord van die Here, dis nie wat die Here vir jou het nie. En Salomo kom en hy maak hierdie verklaring, hy sê, dit waarvoor mense so hard werk, waar die swoeg en sweet en brood van smarte eet. Die Here gee al die dinge wat ander mense so hard werk voor. Hy gee dit aan sy beminde terwyl hulle slaap. Nou, wanneer jy slaap, is jy nie produktief nie. Jy is nie besig om te werk aan enigiets nie. En wat hy eintlik wil sê is, die Here gee dit vir jou. In sy genade gee die Here vir jou wat jy nodig het. Dis nie omdat jy so hard werk, dis omdat God dit vir jou gee. Kan ek sê, daar hoef nie hierdie groot te vergeefs uitgeroep te wees oor jou lewe nie. Daar kan ook suksesvol uitgeroep word oor jou lewe. Een van die, ek dink, groot waarhede waarop 'n mens jou lewe moet bou, en miskien hierdie tyd van die jaar, besinne mens ons maar oor die jaar wat verby is en die jaar wat voorlê, is dit goed om hierdie versie weer in herinnering te roep, want dit sê vir ons God se wil vir jou. Psalm 35 vers 27 sê, laat hulle altyd deur sê, groot is die Here, wat 'n welbehae het in die vrede van sy knegt. Groot is die Here wat 'n welbehae het in die vrede van sy knegt. Nou, die Nuwe Lewende Vertaling sê, laat hulle voortdurend sê, groot is die Here wat hom verheug in die vrede van sy knegt. Nou, hierdie woordjie vrede is shalom in Hebreëus, is so 'n wye woord. Nou, een van die Engelse vertalings, New King James Version, klompie anders sê, let the Lord be magnified who has pleasure in the prosperity of his servant, in hulle voorspoed. Vrede het die betekenis baie meer as net van, daar is nie oorlog of daar is nie konflik nie. Wanneer twee Jode mekaar groet, nou groet hulle mekaar met die woord shalom. Dis 'n manier, en shalom is vrede. Dis 'n manier om oor te dra. Mag die Here vir jou goed wees. Mag die Here jou seën in elke area van jou lewe. Vrede in jou siel, harmonie in jou verhoudings, voorspoed in jou doen en in jou late, gesondheid in jou liggaam, veiligheid in jou omstandighede. Alles lê opgeteken in hierdie woordjie shalom. God bid vreugde daaruit om aan jou sy shalom te kan wys. My vraag vir jou is, wil jy hierdie nuwe jaar ingaan, die ou jaar afsluit en die nuwe jaar ingaan met die seën van die Here op jou lewe? Sekerlik ja. Hoe doen ons dit? Jy bid daarvoor. Jy vra dat die Here vir jou seën. Nou, baie mooi voorbeeld in die woord van die Here is iemand wat teen alle verwagtings in die Bybel hoogs suksesvol was. Nou, dis Jabes, van wie ons lees in 1 Kronieke 4, vers 9 en vers 10. Hoor wat lees ons van Jabes. Jabes was meer geëerd as sy broers. Sy ma het hom Jabes genoem, omdat sy geboorte so pynlik was. Hy was die een wat tot God van Israel gebid het en gesê het, laat die seën op my rus en vergroot my grond. Wees asseblief met my in alles wat ek doen en bewaar my van moeilikheid en pyn. En God het sy versoek gehoor en het gedoen.
As ons Eerste Kronieke lees in die Ou Testament, as ons Eerste Kronieke lees, dan kry ons daar die eerste 9 hoofstukke net geslagsregisters, die een na die ander. Minimum inligting oor die name, dis net name wat gegee word. Maar so tussen die baie name, kom ons by Jabes, en wat ons oor hom lees, is meer as oor al die ander. En dis so insiggewend, is eintlik aangrypend. Jabes se naam beteken smart, pyn. Dis hoe sy ma hom genoem het toe hy gebore is, omdat die geboorte so moeilik was. In die Joodse denke, jou naam het jou karakter bepaal, jou naam het jou toekoms bepaal. En wanneer sy dan sê, ek noem jou Jabes, is dit amper soos 'n vloek wat sy uitspreek om te sê, jou lewe sal gekenmerk word deur smart en pyn. Jy sal smart veroorsaak en jy sal smart ervaar. Jy sal pyn veroorsaak en jy sal pyn ervaar. Kan jy jou voorstel as dit jou naam is, elke keer as iemand jou roep, dan roep hulle, jy's die een wat smart bring, jy's die een wat pyn bring. Maar ergens het Jabes op 'n punt gekom wat hy gesê het, ek gaan nie daardie identiteit aanvaar nie. Ek gaan God vra om my suksesvol te maak. Ek gaan God vra om my te seën. En hy doen dit. En God keer sy lewe om, en Jabes word dan hierdie baie suksesvolle persoon. Hy's meer geëerd as sy broers, sê die woord vir ons. Hy het uitgestyg. Hy het bereik wat ander nie gedink het hy sal kan bereik nie. Ek wonder net, miskien is daar baie negatiewe dinge oor jou lewe uitgespreek so deur die jare. Miskien dinge wat jy onthou wat diep seer gemaak het, en miskien nog steeds baie seer maak. Kwetsende woorde van 'n ouer of 'n onderwyser kan lank terug gesê wees, maar jy onthou dit nog steeds. Dinge wat polies vir jou gesê het, woorde wat tot vandag toe nog diep insny in jou binneste. Ek aanvaar, dis wat met Jabes moes gebeur het, totdat hy besluit, genoeg is genoeg. Ek gaan God vra om hierdie te kom omkeer. Nou hoor wat bid, hy sê, laat die seën op my rus en vergroot my grond. In ander woorde, dit wat ek doen, maak dit suksesvol, Here. Wees asseblief met my in alles wat ek doen, en bewaar my van moeilikheid en pyn. Wat hy sê is, Here, verander die storie van my lewe. Stort u seën op my uit, Here. Dis wat hy bid. Hier's 'n voorbeeld vir ons om te kan sê, ons kan die Here vra om ons suksesvol te maak. Seën my ryklik, Here. Maak my suksesvol, Here. En dan lees ons, en God gee hom wat hy vra. Interessant, hulle vernoem 'n hele stad na hom. En dit word die stad waar skrywers bymekaar kom, invloedryke mense. Jabes het 'n invloed wat voortleef lank nadat hy nie meer lewe nie. Hy is Jabes die sukses, nie Jabes die een wat smart en pyn bring nie. Here, seën my ryklik. Wat 'n pragtige gebed om 'n nuwe jaar in te gaan. Om te sê, Here, ek het u seën op my lewe nodig. Nou, een ding is seker, as jy die seën van die Here op jou lewe het, neem mense kennis daarvan. Mense sien dit. Nou, dis wat met Abraham gebeur het, soos lees in Genesis 21, na vers 22, van Abimelek en die bevelvoerder van sy leers. Nou sê hulle vir Abraham, dit is baie duidelik, dat God jou help in alles wat jy doen. Is dit nie mooi as ons lees, die heidene sien dit raak en sê, ons kan sien dat die Here jou help in alles wat jy doen. Hulle sê, dieselfde van Abraham se seun, jare later, van Isak. Ons het duidelik gesien dat die Here met jou is. Jy is nou eenmaal die geseënde van die Here. Ons kry dit daarso in ek is nie presies seker waar in Genesis nie, ek dink my aanwysing hier is verkeerd. Ons kan dit sien, eenmaal sien, ons kan dit so duidelik sien, jy is die geseënde van die Here, jy is die een op wie die seën van die Here rus. Ek dink is Genesis 26 vers 28 daar rond. God se guns
rus op Abraham, God se guns rus op Isak. Hulle het moeilike omstandighede, hulle leef in 'n samelewing omring deur mense wat met hulle twis en hulle teëgaan waar hulle kan. Maar God lig hulle uit. God maak hulle suksesvol. Kan ek sê God kan dit dieselfde in jou lewe ook doen. As jy hom begin vertrou, as jy hom vra en jy kom en sê Here, ek vertrou U vir die guns op my lewe, dan posisioneer jy jouself vir die seën van die Here op jou. Hoe vra 'n mens vir die seën van die Here? Kom ons gaan terug na Psalm 127. Sleutel lê hierso. God seën sy beminde, lees ons, terwyl hulle slaap. Die boodskap sê, die Here gee vir almal wat hy liefhet, al die goeie dinge in hulle slaap. Hy gee dit aan sy beminde. Dis sommer vir enigiemand, nie, aan sy beminde, die een wat hy liefhet. God het aan Salomo 'n bynaam gegee, die bynaam is Jedidja, en ons lees in 2 Samuel 12 vers 25. Dit beteken geliefde. Dis wat God oor Salomo sê, jy is my geliefde. Maar onthou, God het dit ook oor iemand anders gesê. Die term wat die Vader gebruik oor sy seun Jesus Christus. Wanneer die Here Jesus gedoop is deur Johannes die Doper, dan kom daar 'n stem uit die hemel en sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Dink net by die oomblik, die Vader praat en sê, hierdie seun Jesus is die geliefde een in wie ek 'n welbehae het. Jesus moes dit hoor aan die begin van sy bediening hier op aarde. Jy is my beminde. En dan baie later, in Matteus 17 vers 5, praat die Vader weer, en hy sê sodat die disippels dit kan hoor, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Dit is Jesus. So God sê, die Vader sê oor Jesus, jy is my beminde. Psalm 127 sê, ons is God se bemindes. Efesiërs 1 vers 6 sê vir ons, hoekom? Paulus praat van Jesus as die geliefde, die beminde, en hy verklaar, ons is begenadig in die geliefde, Efesiërs 1 vers 6. Met ander woorde, ons het genade van God ontvang op grond van ons geloof in die geliefde, op grond van ons geloof in Jesus Christus. Hoe word jy God se geliefde? Jy word God se geliefde wanneer jy Jesus Christus, sy geliefde, aanvaar in jou lewe. Hy is die geliefde seun wat sy lewe kom aflê het vir ons redding, sodat ons kinders van God kan wees, dat ons die geliefdes van die Here kan wees. Dis deur sy bloed wat hy gestort het aan die kruis. God het jou so lief. God wil daardie liefde aan jou kom bewys. Ja, jy's die een vir wie hy lief het, al dien jy hom nie, al erken jy hom nie, hy's nog so ontsettend lief vir jou. Maar wanneer jy dit erken, dan maak jy jou lewe oop en God kom net en hy kom omvou jou met sy liefde, hy seën jou met sy liefde. En nou, jy kan verklaar, ek is die geliefde van die Here. Jy kan ook kom verklaar, ek is nou eenmaal die geseënde van die Here. En dan een van die disippels van ons Here Jesus het bekend gestaan as die een vir wie Jesus lief gehad het. Ons lees in Johannes 13 vers 23. Dis Johannes, net, die een vir wie Jesus lief gehad het. Ons kry dit ook in Johannes 21 vers 7 en in vers 20. Nou, is dit 'n bietjie onregverdig dat Jesus net vir Johannes uitlig en sê, hy's die een vir wie ek lief het? Dis nie Jesus wat het oor Johannes sê nie. Dis Johannes wat het oor homself sê. Kan ek gou weer sê? Dis nie, as ons lees die een vir wie Jesus lief gehad het, dis nie God wat dit sê, Jesus wat dit sê nie. Dis Johannes wat dit self sê, oor homself. Hy sê, ek is die een, en hy skryf dit neer, die disipel vir wie Jesus lief gehad het, dis ek. Ek is die een vir wie Jesus lief gehad het.
Satan sal jou nooit herinner dat jy God se beminde is nie. Dis die werk van die Heilige Gees hier binne in jou om dit wakker te maak. Ek dink ons sien eers hoe belangrik dit is dat selfs Jesus hierdie in sy menswees hier op aarde dit moes besef wanneer die Satan kom om hom te kom versoek. Baie subtiel. Nou wat het God gesê, die Vader gesê oor Jesus? Jy is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Satan kom en dan versoek hy vir Jesus en hy sê, as u die seun van God is. Matteus 4 vers 3. As u die seun van God is, wat laat hy weg? Hy laat weg wat die Vader gesê het, jy is my geliefde seun. Want hy weet as hy moet sê, as hy die geliefde seun van God is, dan verander die hele prentjie. Daar's 'n nuwe dimensie wat bykom. Dan kom hy en hy neem weg hierdie besondere waarheid dat Jesus die geliefde seun van God is. En hy wil dit wegneem van jou ook. Hy wil jou beroof van daardie besef van hoe spesiaal, hoe kosbaar jy is vir die Here. En as kind van die Here is jy ontsettend kosbaar vir die Here. God het jou so lief. God wil nie hê dat jy in hierdie gefrustreerdheid, hierdie tevergeefsheid moet leef nie. Maar dit is die seën van die Here in 'n mens se lewe wat die verskil maak. Sukses en rykdom en roem, al daai dinge waarna mense so jag, gaan nooit vir jou die tevredenheid gee nie. Daardie dinge is soos 'n mirage, soos 'n ligspieeling. Onthou jy die storie ken van Ferris, die perdeteler. Dis 'n storie wat terugdateer tot die 1ste eeu. Het speel af in Arabië. So gaan die storie. Ferris dryf 'n trop perde deur die woestyn. Nou in die verte sien hulle iets wat lyk soos 'n oase. Ferris weet dis net 'n ligspieeling, maar die perde besef dit nie. So gedryf deur hulle dors, storm daar die perde af op wat hulle dink water is in die verte. Nou Ferris blaas sy beel vir al wat hy werd is, soos wat hy altyd gedoen het. En as hy die beel blaas, dan luister die perde, maar daardie dag wil hulle nie luister nie, want die dors dryf hulle na daar waar dit lyk of daar water is. Net 6 perde het by hom gebly. Die ander perde het hulle morsdood gehardloop. 6 perde het by hom gebly. Nou gaan die storie so dat die Arabier perde ras het ontstaan uit daardie 6 perde. Die res het gesterf in die woestyn op soek na iets wat eg gelyk het, maar wat vals is. En dis die geval in so baie mense se lewens. Moenie dat dit met jou gebeur nie. Jy weet, ek dink hierdie tyd is die tyd wat die Here vir ons gee om regtig te besin oor ons verhouding met die Here en waar staan ons met die Here. Waar is God in die storie van jou lewe? Vertrou jy die Here vir jou geluk of jaag jy agter dinge aan wat net te vergeefs is en net vir jou te gaan teleurstel? Hiermee wil ek vir jou los vandag om te gaan besin voor die Here en te kom en ek hoop so jy kan by die Here uitkom en sê, Here, ek vertrou U vir die seën op my lewe. U wat die seën vir my gegee het om te sterf sodat ek kind van God kan wees. Hierdie kind van God wil die seën van die Here op hulle lewe hê. Ek wil die seën van die Here op my lewe hê, Here. Bid dit, vra God daarvoor. As jy weet jy's nog nie kind van die Here en dis die tyd om na die Here toe te kom en te sê, Here, ek is nie waar ek moet wees nie. Here, kom maak my net van binne af, verander my hart. Kom Here, vergeef my sonde, ek kom stel my volle vertroue op Jesus as my verlosser. Ek wil die res van my lewe begin nou vir U leef, Here. Ek wil die volheid ervaar van wat dit beteken om kind van God te wees. Ek wil leef tot eer van die Here. Ek wil die getuienis hê in my lewe van wat God gedoen het. Ek wil kan hê dat mense na my moet kyk en sê, waarlik, jy is die geseënde van die Here, omdat ek U in opregtheid dien, Here. Vader, en so vra ek dat U vir ons sal help om nie net die woord te hoor nie, maar dit regtig ernstig op te neem
en na U toe te kom en te sê, Here, help vir ons, sodat ons U seën op ons lewe kan ervaar. Ons kom bid dit in Jesus se naam. Ons kom bid dit met groot danksegging, Here, want Jesus, dis net deur U liefde vir ons en U bereidheid om vir ons te kom sterf, wat hierdie dinge vir ons 'n werklikheid kan word. Ons dank U daarvoor. Amen. Baie dankie dat jy saam met my geluister het. Ek het 'n paar keer gesien ons koneksie word verbreek, so ek hoop die klanke daar redelik goed deurgekom by jou end. Mag die Here vir jou 'n geseënde nuwe jaar gee, mag jy ervaar soos jy in die nuwe jaar ingaan, dis 'n jaar van nuwe dinge, groot guns uit die hand van die Here. Ja, mag goedheid en guns jou deel wees in hierdie jaar wat voor lê. Sluit hierdie jaar af met alles wat jy nog moet regmaak tussen jou en die Here, wat jy moet regmaak tussen jou en ander mense, sodat jy 'n vars nuwe jaar kan begin met die seën van die Here op jou lewe. Onthou, ons preke is beskikbaar op ons YouTube kanaal Hoop Nogtans. En ja, as jy so 'n bietjie van die vorige boodskappe wil gaan luister, jy is so welkom. As jy hierdie een wil share, baie dankie dat jy dit doen. Dankie vir elke mooi kommentaar wat jy skryf, en stuur sommer die boodskap aan vir iemand anders wat dit ook nodig kan kry dalk. Die Here seën vir jou.